Een van die belangrike dinge is dat 'n mens sal weet wat verkondig word. Nie net die woorde hoor nie, nie net dalk ergens in die Bybel iets lees wat deel van die verkondiging sou wees nie, maar om te weet wat verkondig word, om die betekenis daarvan te hê, die toepassing daarvan te ken. Kom ons lees Handelinge 13 vers 38. Nou, eintlik is hierdie grootste gedeelte van Handelinge 13 'n onderwysing, 'n lering deur Paulus, maar in vers 38 sien ek dat hy besig is om met die mense in Antiochië in die sinagoge te gesels, die Joodse gelowiges, en hy sê daar vir hulle: broers, julle moet goed weet, dat wat aan julle verkondig is, die vergewing van sonde deur hom is, en dat elkeen wat glo, deur hom vrygespreek word van alle sonde. Die wet van Moses kon julle nie vryspreek nie. Hierdie Joodse gelowiges moet weet wat aan hulle verkondig word. Dit gaan nie net oor 'n geskiedenisles nie, oor wat met iemand gebeur het nie, maar dit gaan oor hoekom dit gebeur het en wat die betekenis daarvan is vir die mense wat dit hoor. En nou kom Paulus en hy sê, luister manne, ek wil nie net met julle gehoor praat nie, ek wil met julle gees praat. Ek wil hê julle moet weet wat verkondig word, verstaan die rede waarom Christus na die aarde gekom het. Was nie net om 'n stukkie geskiedenis vol te maak nie, maar om mense se vergifnis vir hulle sondes te bring. Weet dit, verstaan dit. En ek dink ons doen baie keer nie genoeg moeite met die woord van die Here, met dit wat verkondig word nie, en dit wat ons hoor nie. Kom ons wees seker, ons verstaan waaroor dit gaan, sodat ons ook kan doen wat daar van ons verwag word. En die voordeel, ek kan nie genoeg daarvan sê nie. Ons is die mense wat bevoordeel word, wanneer ons doen wat gedoen moet word, omdat ons weet waarom ons dit moet doen. Moenie daarom net bloot altyd situ alles aanvaar wat jy hoor nie. Gaan maak seker dat jy daarmee kan saamstem en dat jy weet wat gesê word en dat jy kan doen wat gesê is. Dis 'n uitdaging, né? Kom ons loop mooi.